Môre. Ons praat 'n bietjie oor Jesus en wie hy was. Spring 'n bietjie uit die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En Jesus gaan ek so in 3 of 4 dele verdeel. Eerste vandag net 'n bietjie oor kom ons met die Kersgebeure, die geboorteverhaal, en dan 2 kere oor Jesus se lewe, hoe hy die verloop daarvan was, en dan uiteindelik kom ons by die sterwe, die laaste gedeelte. Ek dink dit is moeilik in die sin om oor Kersfees te praat, want Markus, wat die oudste evangelie is, wat die eerste geskryf was, vertel niks van Jesus se geboorte nie. Hy begin doodgewoon vertel van Jesus wat geleef het, en dit was waarskynlik, Markus is waarskynlik die woorde van Petrus wat neergepen is. Lukas en Matteus vertel nogal baie van Jesus se geboorte, maar dan vertel Johannes ook nie vir ons veel nie. Hy sê vir ons in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en hy begin soms so half, sê maar, Jesus was nog altyd daar gewees, kom ons gaan aan met die storie van Jesus, en dan vertel hy, wie was Jesus gewees. Matteus vertel van 'n lang terugtyd, waar die roots van Jesus te ware gehaal moet word uit die Ou Testament uit. Lukas vertel van die menslikheid, die herders en die wyse manne, so ons het eintlik Matteus en Lukas om op terug te val. Die probleem is, ons sit op die stadium met 'n in die suidelike halfrond, terwyl die gebeurtenisse in die noordelike halfrond plaasvind. So, Kersfees, weet ons, kan ek amper my kop op 'n blok sit, het nie 25 Desember plaasgevind nie. Ons weet nie wanneer dit plaasgevind het nie, ons vermoed dit dalk heel wat vroeër, so 6-7 maande vroeër moes gebeur het, maar ons het nie 'n idee nie. Al wat ons het is, die ouens gesê, maar ons moet hierdie huge event, want dit het die wêreld ingebreek nie. Ek wil dit is die tyd geskeur voor Christus en na Christus. Christus het die verskil kom maak. En hierdie gebeurtenis moes ons vier. Al wat hulle gehad op daai staan was, daar was 'n heidense fees wat vir die songod Ra was, en hulle het gesê, okay, kom ons vat hierdie fees, en hy was die 25 Desember, en kom ons maak hom 'n Christelike fees. Kom ons vervang die heidensheid met Christelikheid. En hy het baie mooi het reg gekry met 'n klomp beelde wat ons vandag 2000 jaar later nog steeds het, wat skrikwekkend mooi is. Eintlik niemand van ons dink meer in Kersfees in terme van daai tyd waar ons Ra aanbid het nie. Niemand het 'n idee van Ra nie. As ek het nie nou vir jou gesê en jy het waarskynlik nooit geweet nie. En tog maak so baie mense van Kersfees 2 goeders. Die een kommersialiseer hulle dit met kaartjies en geskenke en liggies en liedjies wat in die winkelsentrum speel. So daarteen wil ek vaskop en sê, dit hoort nie so nie. Die tweede een is om dit heeltemal te ontken en sê, maar as onbybels, dis heidens, ons aanbid boomstompe. Ek bedoel, iemand het eendag vir my gesê, ja, maar omdat ons afbuk voor die kersboom en ons geskenk optel, sê vir ons, as hierdie buk aksie is aanbidding, en dan aanbid ons 'n boomstomp, en dan haal 'n teks uit Jesaja uit, wat sê maar boomstompe word, my liewe land, dit het ons nou niks daarmee te maak nie. Wat te maak het is, en dis die regte viering, is om te sê maar, Jesus het gekom en die wêreld se fondamente kom skud, kom verander, en wow, dit kan ons nie anders om te celebrate nie. En ons geef mekaar geskenke daan, en ons eet lekker baie kos, en ons eet lekker kos, en ons geniet hierdie event wat Jesus die wêreld kom intree en gesê, ek wil vrede maak tussen jou en God. Jo, is dit nie incredible nie? Dis eintlik God self wat ingetree het in die wêreld en sê maar, ek wil die verskil kom maak in hierdie wêreld. Ja, en ons kan nie anders om te vier nie. So ons weet, die sensus was met 6 voor Christus gewees. Ons weet daar was hierdie samesmelting van 'n klomp planete en sterre om 'n groterige konstellasie daar te hê. Die wyse manne het waarskynlik ook 2-3 jaar later eers na Jesus se geboorte daar aangekom en goud, wierook en mirre gebring. Ons weet dat die keisers was maar baie jaloers op mekaar en op alles. Ek bedoel, Herodes het selfs sy 2 seuns doodgemaak net omdat hy te bang was dat hulle dalk iewers teen hom in opstand sal kom. Hy het ook so beveel, dat as hy die dag doodgaan, dan moet hulle die volgende dag sy vrou ook doodmaak, sodat die ouens daarom iets het om oor te huil. Hy is so bang, niemand gaan 'n traan stort op sy begrafnis nie. En in hierdie tyd, in hierdie deur mekaar wêreld, kom Jesus en hy sê, wag, kom ek maak 'n anderste. Kom leer julle hoe om te lewe. En volgende week, in die volgende 2-3 weke, gaan ons 'n bietjie gesels oor, wat wil Jesus vir ons kom leer in hierdie nuwe tyd. Maar as jy net dit kan vashou, daai event, wat ons dan Kersfees noem, daai event was
aardskuddend, die hemelskuddend, wat die hemel oopgebreek het en Jesus, God se seun in die wêreld ingetree het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy vir my en vir jou homself sy seun kom gee het. En daarvoor moet ons persente uitdeel, persente opmaak en dit vir mekaar deel. Aan hom kom die lof en die eer toe. Here, dankie dat U met ons pad loop en U vir ons sê, maar is nie goed dat jy alleenig is nie. Ek sal by jou kom wees. Jy gaan dit nie reg kry om alleen te cope nie. So laat ek intree in jou wêreld. En U kom tree in ons wêreld en ons sê vir U so dankie. Dankie Jesus dat U mens geword het vir ons. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. OK ouens, ons sien mekaar volgende week weer. En Sondag by die kerk. Sondag maak ons klaar met ons reeks. En onthou, môre aand is Hemelvaartsaand, nie môre aand, nie oormôre aand. Donderdag aand is Hemelvaartsaand. Kom diens toe, is 6:30 die aand. Kom sommer as jy is van die werk af, maar kom vier Hemelvaart ook. Nog 'n huge event in die kerkjaar. Sien vir julle. Cheers.